My naam is Henriette Ridder en vandag gaan ek gesels oor hoe ons kategese kan herdink na die COVID-tyd. Ek is mal oor die animasiefliek Ice Age, wat vertel van 'n vreemde ystydperk wat plaasgevind het en hierdie vreemde diere, ystydperk diere, wat saam 'n groepie vorm en avonture het terwyl hulle die uitdagings van 'n nuwe tydperk oorleef. Ek lees dat Andy Crouch, die teoloog en skrywer en bekende spreker, die fases van die COVID-tyd met die ystydperk vergelyk. Hy sê daar is eintlik 3 tydperke wat ons nou beleef het. Die eerste was 'n sneeustorm, toe wintertyd en nou is ons in 'n nuwe ystydperk. Google gerus Andy Crouch en Blizzard, Winter and Ice Age. Hy skryf dat die eerste paar weke van lockdown soortgelyk was aan 'n sneeustorm, waar die fokus was om te oorleef en almal se veiligheid, en ons moes groot en vinnige aanpassings gemaak het. Daarna die wintertyd gevolg, wat 'n lang en swaar tydperk was met verskillende fases van lockdowns, en ons moes op 'n mate aangaan met ons gewone lewe, soos wat mense in wintertyd doen, maar ons moes ook aanpas in die manier wat ons inkopies doen, werk, skool toe gaan, ensovoorts. Ons betree egter nou wat hy noem 'n derde fase van die pandemie, en dit is die ystydperk. Dit is 'n lang tydperk wat eintlik 'n nuwe era aandui. Hy wil daarmee sê dat ons gaan eintlik nooit weer teruggaan soos hoe dit gelyk het of gefunksioneer het voor die COVID-tyd nie. Dinge gaan nooit weer terugkeer na normaal nie. En daarom moet ons ook hierdie tyd en die impak daarvan op ons kategese herdink. Hy skryf, "We need to treat COVID-19 as an economic and cultural blizzard, winter and beginning of a little ice age, a once-in-a-lifetime change that is likely to affect our lives and organizations for years to come." Anders as die regte ystydperk in die geskiedenis, is baie van hierdie veranderings nie visueel of tasbaar nie, en moet ons daarom fyn kyk om die reuse impak daarvan op ons lewens raak te sien. Ons moet dit nie net vinnig terugkeer na normaal nie, maar eerder hierdie ontwrigting, hierdie tydperk gebruik as 'n tyd om introspeksie te doen, om te evalueer en om na te dink en kreatief te raak oor hoe ons kategese en geloofsvorming aanpak. Dit is 'n geleentheid om regtig weer te dink oor of ons dit op die beste manier doen en of ons regtig geloof vorm by ons kinders, sodat hulle voorbereid kan wees vir hierdie nuwe tydperk, hierdie ystydperk. Daarom is 'n verkyker vandag my metafoor, om te sê, 'n verkyker help ons om te sien, meer as wat ons net met die blote oog kan sien. Ons kan waarneem met die blote oog, en party van ons oë is lekker ingestel om iets te kan raak sien in die natuur. Maar met 'n verkyker kan ons soveel meer detail sien. Ons kan soveel meer bewus raak van dit wat met ons om ons aangaan. En ons sal hierdie geloofsoë, hierdie nabye kyk van die Here moet vra, sodat ons kan sien hoe ons dinge nou moet anders aanpak. 'n Paar goed het gebeur tydens COVID-tyd. Die eerste is dat ons gesien het dat daar gemeentes is wat se teologie ontbloot word. Dalk het dit met jou gemeente ook gebeur. As mense baie gedink het aan die kerk as 'n gebou, dan het ons dit duidelik gesien. Hulle het gepraat van die kerk wat toe is, en mense het ervaar dat as hulle nie kerk toe kan gaan nie, dan kan hulle nie gemeentes wees nie. Daarom is hierdie ook 'n goeie tyd om weer oor teologie en hoe ons praat na te dink. Ons het ook gesien dat daar early adapters is, gemeentes wat vinnig aangepas het, wat nie net gewag het om terug te keer na hoe dinge was nie, maar wat gewaag het en voorgeloop het, en ons kan by hierdie mense en gemeentes leer. Een ding wat ons by hulle leer is dat 'n oorgangstyd of 'n veranderingstyd 'n goeie geleentheid is om te eksperimenteer. En ek wil dit ook aanbeveel dat julle dit doen in die kategese. Dis 'n tyd om met waagmoed en kreatiwiteit nuwe goed te probeer doen, sodat ons onsself kan voorberei vir die toekoms. Ons gaan oor 'n paar goed nuut moet dink. En die eerste is die tyd en plek en ritme van kategese. As ons deur die verkyker kyk en onthou hoe dit was voor COVID-tyd en ons terugkyk, sal ons onthou dat daar 'n paar goed was wat goed gewerk het. En dit moet ons saam met ons neem. Maar daar was 'n paar tendense wat ons reeds al raak gesien het voor COVID-tyd, wat net vererger het, as ek dit so kan stel, in COVID-tyd. En een van dit is dat mense baie ongereeld kerk toe kom.
Dis nie noodwendig iets wat mens verkeerd doen nie, of iets wat anders moet gebeur by die kerk nie, maar 'n tendens wat wys op mense se lewens, wat oorvol is, besiger is as ooit van tevore. Die grense tussen werk en skool en sport het vervaag. Mense kom al hoe minder eredienste of kategese toe, alhoewel dit vir hulle belangrik is in hulle lewe. En dit kan mense ervaar as dat mense nie toegewyd is nie. Ons sal egter nie moet dink om by hierdie ritmes van mense aan te pas en dalk vir mense opsies gee of meer modulêr dink wanneer ons dink oor die tyd en plek en formaat van geloofsvorming. Om modulêr te dink beteken dat ons miskien dink dat dinge herhaal of dat dinge in verskillende tye van die week plaasvind of dat mense opsies het of as te ware hierdie opsies kan uitoefen en hulle eie programme kan bou. Dat ons nie net dink aan mense as een groep, homogene groep nie, maar dat ons in ag neem dat mense se ritmes verskil. Ons sal uit die boks moet dink en kreatief moet aanpas. Dalk sal ons moet dink aan kategese programme wat in die week gebeur, of verskillende lewensoorgange wat 'n bepaalde kategese program aangekoppel kan raak. Ons kan dink aan gesinne wat dalk inskryf vir kategese reekse, of ons kan dink aan dit wat mense ook by die huis kan doen. Ons dink dus nie net aan 'n weeklikse byeenkoms nie, maar as aan 'n weeklange of 'n heel week program of geleentheid. Ons dink met ander woorde, hoe word geloof gevorm in kinders en jong mense se lewens die hele week lank? En hoe pas kategese of dit wat ons dan doen by die kerk saam daarbey aan? Tweedens, ons het gesien in die COVID-tyd dat kleiner groepe beter is. Daar waar daar regte en egte verhoudings is, daar gebeur geloofsvorming. Sonder verhoudings verdwyn mense vinnig. Hulle voel net deel van 'n groot groep en hulle voel ek gaan nie gemis word nie. En dan mis ons ook die doel van kategese wat disippelskap is. Om dit reg te kry, om regtig kleiner groepe te kan bewerkstellig, moet die hele gemeente inkoop. Dit kan nie net van 'n paar vrywilligers afhang nie. Daarom sal ons moet dink aan verskillende tipe rolle waarby mense betrokke kan wees in kinders en tieners se lewens. En ons sal ouers moet toerus hiervoor. Ons sien al hoe meer dat die ouerhuis 'n baie belangrike ruimte is vir geloofsvorming en dat dit die eerste ruimte is, die primêre ruimte is waar geloofsvorming kan plaasvind. En dit bring my by my derde punt en dit is dat geloofsvorming of die doel van kategese moet herbesoek word, sodat ons geloof en lewe kan integreer. In die ou dae was dit dalk die primêre plek waar kennis oorgedra is. Toe raak daar 'n tydperk wat ons regtig fokus om dit 'n lekker plek te maak vir kinders, dat ons speel en dit moet kreatief wees en altyd daai dinge steeds belangrik. Dit is steeds 'n ruimte waar kennis opgedoen word, dit is nog steeds 'n ruimte waar ons moet speel of 'n verhoudings bou. Maar ons sien dat ons veral moet klem lê ook op 'n ruimte waar ons 'n oefenruimte kan kry vir die lewe. Daarom raak kategese meer prakties gerig, dat ons geloofsgewoontes kan inoefen. Dit gaan dus minder oor getalle en meer oor die diepte en die waarde van dit wat ons van ons kinders leer. Hier kan die konsep van flip learning vir ons help, dat kategese 'n plek is waar ons dit wat ons geleer het en beleef het in die week kom vier of oor kom gesels met mekaar. Dit vra dat ons anderste moet kyk na die inhoud en formaat van kategese. Ons kan nie net fokus op die kennis wat ons oordra nie, maar ons moet ook dink aan die formaat waarop dit plaasvind en die vraag of wat regtig ons jong mense help om met onderskeiding te leef. In COVID-tyd het ons gesien, hulle kan kennis deur Google opdoen. En daar is soveel aan te bied op die internet vir hulle. Maar waar is die ruimte waar hulle met onderskeiding leer leef en dit wat hulle weet en glo op hulle spesifieke konteks in hulle lewe kan toepas? Daarom sal ons 'n ruimte moet skep waar hulle kan inoefen om stories te vertel, na mekaar se stories te luister, om geloofsonderskeiding te kan inoefen en te kan self ook leiding neem en hulle gawes te kan beoefen. Laastens het ons gesien dat tegnologie 'n reuse impak het op ons lewe, ten goeie en dalk soms ten kwade. Ons het die krag daarvan ontdek en nou moet ons mekaar help om te verstaan wat die plek van tegnologie is en hoe ons hierdie ruimtes sinvol kan betree. Dit herinner my aan die aanhaling, it's about connection before content, about people before programs. Die sosiale media of tegnologie kan nie 'n plaasvervanger raak vir egte verhoudings nie, maar kan dit versterk en daarom moet ons 'n strategie hê daarvoor en hierdie digitale platform se doel herbedink. Ter afsluiting,
Gebruik gerus die meegaande hulpbronne om verder te dink oor hierdie tendense en tendense van julle eie by te voeg, sodat ons vir mekaar kan sê, dit is hoe kategese of geloofsvorming nou lyk na die COVID-tyd.